hare is regtig so rooi en sy is 'n natuurlike rooi kop. Baie welkom Lisa. Hoeveel wyn drink jy regtig? Wees eerlik. Almal vra dit altyd en die antwoord is baie. Ja. Maar nie soveel soos wat mense dink nie, want dit bly werk. Absoluut, ja, en dan kom partykeer kere wat wyn vir my soos werk proe, en dan moet ek so 'n bietjie van 'n breek vat van die wyn af, bietjie ietsie anders drink in my vrye tyd, maar nee, ek drink nie so baie nie. Ja, Dit is net 'n bietjie om die gesprek aan te help mos. absoluut, ja. Jy kom van Potch af en jy het musiek kom studeer in Pretoria en toe weer terug Potch toe. Hoe het jy toe uitgekom by 'n sosiale media fenomeen word soos daar by jou genoem het? Ja, dit is 'n groot woord daai. Ek het na skool toe ek begin swat het, toe het ek begin video's maak en dit op die internet gepost, eintlik maar vir my vriende en so. Maar daar is 'n video van toe ek baie klein was, wat ek al my ma of my pa se foon gekry het in die hande gekry het en toe gaan ek my kamer en ek wys my kamer en toe vlog ek al eintlik en ek was Sonder so dat jy groot. weet, ja. Ja, so sonder dat ek geweet het toe word ek nou maar dit en ek het net so of mens val net so of in dit in. Ja. En toe op die ou en toe het ek begin recaps maak en nou is ek hier. Maar dit is nie enige mens wat hieruit 'n lewe kan maak nie, wat dit vir my lyk jy kan doen. So jy kan geld maak hieruit. Wat is jou suksesresep dink jy? Ek weet nie, almal sê altyd, wees net jouself. Maar dit is moeilik, want nie almal hou van jou as jy net jouself is nie. Maar ja, ek dink, kry jou niche. Ek sê altyd, kry die ding waarin jy goed is en doen dit. So myne is, wyn drink en mense oordeel. Ja. En kommentaar lewer. Maar jou niche is redelik groot nie, want jy's famous. So hoe lyk jou aanhangersprofiel? Die tipe mense wat nou na jou toe kom en vra, kan ek 'n foto saam met jou neem? Dit is nogal snaaks, want ek dink altyd dit is net die jong mense wat my goed kyk, maar ag, daar het al ouer tannies my gestop en gesê, Lisa, maar wat, ons kyk jou in die ouer huis. Ons is okay. En mense kom sê vir my, soos young girls, dan dink ek nou, okay, hulle soek 'n foto, en dan sê hulle, nee, ek soek 'n foto, my pa love jou. Dan dink ek, okay, so dit is maar it's all over the place, ja. Dink jy nie daar's ook ietsie van mense wat nou nie wil erken dat hulle dalk realiteitsreekse kyk nie, want hulle is te bang vir die cringe factor. Nou sê hulle eerder ons kyk vir Lisa, want sy kyk dit namens ons. Ja, veral mans, want hulle gaan nou nie net altyd erken, hulle kyk boerske vrou en op my eis nie. So hulle sê, nee, ek kyk daai rooi kop se video. COVID moes seker vir jou 'n groot loopbaanverandering ingeforseer het, né? Vertel vir ons. Kyk, vir my was COVID eintlik 'n goeie ding gewees, want op daai stadium, jy kon net in jou huis sit en al wat jy kon doen is TV kyk en op jou foon scroll. So vir my wat video's gemaak het en dit op die internet gesit het, het toe ewe skielik toe baie mense gekyk, want niemand is meer by die werk, sit in verkeer, al daai tipe dinge nie. So ewe skielik toe die getal mense wat na my gekyk het net baie groter geword. Jy het nou gesê daar's twee dinge waarmee jy goed is en dit is wyn drink en mense oordeel. As mense jou dan ontmoet, tree hulle ook dan sommer so teenoor jou op veroordelend, by voorbaat? Ja, mense is gewoonlik bang vir my en dit is hartseer want ek maak net eintlik grappies op die internet. Ek is nie eintlik daar om hulle sleg te sê of hard te oordeel nie. My goed is tong in die kies, trek net 'n bietjie die siel uit en gaan aan. Ja, bietjie fun. Ja. Nou ons gaan vir jou later vra om 'n paar grappies oor Dawie te maak, asseblief. Ons is terug met Lisa met die rooi hare. Hou jy van koekies? Ja, altyd. Ja, is dit 'n dom vraag? Ja, dom vraag sit, het my ma altyd gesê. Hoorie, vir jou werk het jy nou al baie toekennings gekry en dit was nou glad nie dom nie. Noem vir ons gou die ererol. Nee, kom. Safta en ja, ek was op 'n program gewees en die program het 'n Safta gewen en ja, ek het maar net nominasies gekry en 'n smaakmaker toekenning gekry. Ja. Dis harde werk wat jy doen. Jy probeer dit nou baie afmaak en jy weet, maak asof dit sommer niks is nie, maar hoeveel takes doen jy byvoorbeeld as jy so 'n opname doen? Dis nie sommer net 'n vinnige 15 minute nie. Nee, dit is nogals 'n proses sou ek sê, want dit vat my 'n paar dae. Ek meen, ek moet as ek nou 'n program recap, moet ek hom eerstens kyk en dit is gewoonlik 'n uur en dan partykeer kyk ek hom maar nog 'n keer. Net om my kop reg te kry en ek neem notas en dan moet ek nou myself mooi maak vir kamera en dan moet ek afneem, dit vat 'n tydjie en dan moet ek self ook die redigeerwerk doen. En dit is omtrent hoeveel ure? Nee,
8 ure aan 'n video. So, ja. Ja, So daar is 'n bietjie sweet in, ja. Vra my ma, vra my man, ek het al gehuil. Ja. En het jy al jou lewenskeuses berou as jy nou so besig Absoluut, is? in hierdie week. Ja, so 'n paar dae terug al. Partykeer dan dink ek, ja, dalk moet ek net 'n 9 to 5 kry, kantoorwerkie. Jy sal die som totaal van 5 minute hou. Ja, nee, ek weet. Jy is nou besig met Sip en Skinder op Pretoria FM. Vertel vir ons. Ja, so Sip en Skinder, 'n baie lekker program op Pretoria FM se YouTube kanaal en dit is waar ek en my mede-aanbieder Karla Burg gesels oor al die vermaaklikheidsnuus in Suid-Afrika en ook baie keer oorsee se nuus. So ons skinder met 'n glasie wyn, kyk ek moet altyd 'n glasie wyn iewers inwerk. En ja, ons praat oor byvoorbeeld nuwe musiek wat uitkom daai week, wat alles op TV aangaan en dan goedjies soos wie is nog saam, wie's uit, wie kruip daar weg, wie doen wat, you know. Was daar ooit vir jou 'n onderwerp wat jy gedink het, nee, dis 'n bietjie te cringe of ek gaan nie daar gaan nie? Gewoonlik is dit politiek. Ja. Ja, ek vermy dit sover ek kan. Hoekom? Want dit sal nogal snaaks wees as jy iets daaroor sê. Kyk, jy deel 'n haarkleur met 'n baie ander prominente politieke wêreldleier. Ons praat nie maar om nie. Ek weet nie, dit is vir my, mense het baie sterk opinies daaroor, so ek is te bang om my opinies te lig daar en mens wil ook nie iets sê wat ander mense noodwendig ontstel en dan volle mense my nie meer. Maar jy ontstel in elk geval mense, baie keer. Ja, ek doen eintlik, maar ag, Maar dit is onskuldig en dit is pret. Exactly, ja, presies. Wat is nog in die toekoms vir Lisa met die rooi hare? Eie program miskien? Ja, so ek is besig tans met my eie program op YouTube, die show na die show. En dit het ek begin want ek wou met mense praat wat ek so uithaal op my video's. So ek wil met die Wil hulle hoegenaamd met jou praat nog? Weet jy, ek was bang hulle sê nee, maar hulle doen, hulle sê ja. So byvoorbeeld soos die Mommy Club van die hoofstad van daai vrouens was al saam met my gewees. Dan gesels ons oor alles voor die show, toe hulle op die program was, die drama daar en hoe hulle lewe nou lyk na die tyd. So dit is vir my baie lekker om hulle bietjie dan ook beter te leer ken. Ek wonder soms oor realiteitsreekse of dit nie regtig net smoke and mirrors is nie. Ek het ook dit altyd gewonder, maar die mense met wie ek gesels sê dis reël, dit is hoe dit is. Ja, okay, baie keer sê iemand maar, was jy nie bietjie kwaad vir daai persoon nie en dan stuur hulle, maar oor die algemeen is dit reël. Ja, die werklikheid is soms vreemder as fiksie. Ja, ek vergelyk dit altyd na 'n karongeluk, soos jy weet jy moenie kyk nie, maar tog Kyk. jy maar. Lisa met die rooi hare, dankie dat jy namens ons kyk, hoor. Ek sal ook maar sê, ek plesier. kyk net Lisa se show. Ja, die hele wêreld word stil. As sy hier sit. Gaan aan? Nee, ek gaan nie. Nee, hierdie gaan oor jou. Okay. Jy sing, jy. Nee. Jy hoe recap gou my sang vir my asseblief. Stewige 6 uit 10. Daar het julle dit nou. Dankie Lisa met Ek grap net. met die rooi hare. Yes. Hierdie recap, ek weet ek het nou gedink aan 'n mooi Afrikaans woord recap, maar hersiening klink vir 'n bietjie Dis eksamenagtig, nê. Nee. Kom ons gaan met recap. Recaps. Herhoed, nee. Watter programme is jy tans besig wat jy nou recap? So tans is ek besig met Op My Ys, die nuwe seisoen met daai tweeling boeties wat so lekker besig is. Man ja, dit is 'n besige spulletjie. Besige dinamiese duo. Ek meen, hulle laat mense die program kyk. Dit is vir my goed, want nou wil mense meer vir my kyk as ek praat oor al die drama. Okay, so jy het hulle bietjie daar en nog. Ja, en dan, ek weet al kom soos 'n brakpan tipe ding ook nou binnekort iewers. Dis 'n paar mense in die ateljee wat kan dadelik nie reg wag is. nie. Ek gaan dit kyk. Okay, Kyk, ek kyk regtig nie realiteits-TV nie, maar ek sal ek verseker kyk. Nee, jy moet sê, dit gaan jy my recaps Dit gaan ek bedoel jou recap. Ja, Natuurlik nee, 100%. Watter en dit is nou interessant, watter van die recaps van realiteitsprogramme wat jy gedoen het, het die beste gedoen op jou platforms? Ja, ek dink tot vandag toe was dit Op My Ys met Brendan Piper gewees. Right, so. Ja, die mense love dit om na daai mooi man te kyk. Ja, En die mooi meisies. I like ja. Is hy nie vir jou 'n mooi man nie? Nee, hy's mooi. Nee, die man lyk goed. Dit is maar 'n bietjie professionele jaloesie wat praat. Ja. Wat is die kommentaar wat mense lewer? Raak hulle soms verneig. Want kyk die ou wat nou ek voel so of die ou wat nou ons nou realiteitsprogram kyk en jou recap kyk,
stel tog daarin belang of is 'n Natuurlijk, ja. sogenaamde closet realiteitskyker, nê? Nee. Ja, kyk, ek kry nie gewoonlik slegte kommentaar op my goed nie. Ek dink die mense het my nou al leer ken. Ek's al so lank besig, so die mense wat nie van my hou nie, kyk nie. Ja. Hulle scroll net verby. Maar ek moet sê, gewoonlik op my platforms lyk dit asof dit die deur oopmaak vir hulle om die mense op die programme sleg te sê. Ja. En dis ook maar altyd vir my maar 'n fyn lyn daar wat hulle trap. Ja. Ja. Ek wil net gou terugkom na die manne, die dinamiese duo van op my. Ja. Vertel ons net so vinnig in 'n netedop. Wat is tans in die gang? Wat is Wel, ek weet Roan het hierdie week uiteindelik iemand gesoen op televisie en toe jok hy vir die ander vrouens en sê nee, ek het niemand gesoen nie. Daar is Regtig? Dink ek gaan nou weer wegkom. Dink hulle, ja, soos dink hy nie hulle gaan dit terugkyk Ja. en sien, so jy jok vir my nie. So hy het 'n verbode kus en toe jok hy het gejok. Ja, die ou arme stuk. man. Ja, dit klink na 'n baie lekker spelletjie. Ons het byvoorbeeld amper 'n paar maande terug het ons die Mommy Klap hier gehad. ja. So dis 'n dinamiese klompie. Ja, Ek en hulle het vir jou, hulle het seker vir jou goeie materiaal verskaf so deurlopend. Vreeslik baie goeie materiaal. Wie was die meeste? Moet maar vasdra. Seker maar die maatjies, ek weet nie wat so dinge daar aan die gang gehou het, maar moenie maar vasdra. Okay, nee, gaan nie. Almal van hulle. Nee, hulle is 'n kleurvolle spul, baie oulik. Ja. Ons gaan nou weer verder. Selfs Lisa is al van jongs af besig om video's te maak. So ons kyk nou na waar dit alles vir haar begin het en dan gaan ons verder gesels. Ek doen dit. Daar was so is rakkies waar my make-up en juwele kom. My tafeltjie, my lampie, my 2 rompies, my horlosie, my foon en my Bybel. En hier is my bed. Bietjie slordig, maar dit is omdat ek dit alleen moet doen en ek sê lus vir bed opmaak nie. Hier is my deur waar ek inkom. Die mense het 'n bietjie nie reg gebou nie en toe kom maar 'n trap in. My radio. Is my deur waar hoe my deur lyk. En my vloer. My bal. En so, dis my kamer. Hy's baie mooi, pink en pers. Bye bye. Dis verskriklik oulik. Ja. My hart vermurwe as ek dit sien, maar ek dink my eie spul wat ook dit doen. Het jy toe al geweet? Nee, glad nie. So Ek dink dit was ek het net my ma se foon gegryp en Ja. gedink, kom ons doen dit. Ek Maar nie. 'n belangrike vraag wat ek vir jou wil vra daaroor. Ja. Wat se plakkate is daar agter jou deur? Ek moes self so 'n bietjie gaan gaan inzoom en gaan kyk. Dis definitief Heinz Winkler en daar is definitief 'n Eden. Ek wou sê ek het 'n Eden gesien daar. Groot Eden fan gewees. Ja. Ek's baie bly hulle het nou comeback gemaak. Eden se comeback gaan vir Lisa met die rooi hare baie werk beteken. Okay, nou as jy nou hierdie video moet recap, wat sê jy daaroor sê? Ek dink ek sou nie my bed moes wys nie. Mense jy hou op die bed wys. Los Dis snaaks die hoe bed. ek 'n mens kan sien hoe ek probeer met 'n verskoning opkom hoekom my bed nie mooi Onmiddellik. opgemaak is nie. Ja, ek hoor dit elke dag in my huis. My ma sê vir my, sy sê shame, ons sê, "Ons kwaai met jou dat jy so vir oor jou bed." Maar nee, eintlik you go. Kyk jy soms en ek dink dit is baie keer 'n ding vir mense vir nou jou eie werk, vir jou eie video's en cringe self 'n bietjie of na ouer materiaal voel jy dalk beter geraak dat jy nou as jy nou terugkyk. Ja, voel jy so? definitief. As ek terugkyk na my eerste video's dan dink ek, o, my woord, wat het jy gedoen? Ja. Jy's so embarrassing. Maar hulle sê altyd as jy moet bietjie cringe vir dit want dit beteken jy groei. Jy groei. En jy word beter. Jy groei. Ja. En vertel ons 'n bietjie, jy is getroud, daar's 'n man en hoe voel hy? Daar's 'n man, daar's agter elke man. Hoe voel hy oor hierdie werksituasie van jou? O, hy geniet dit. Ja, hy geniet dit vreeslik, veral as ons na dinge toe gaan en hy ontmoet byvoorbeeld die ander famous mense en dan staan hy daar. En dan vir alles hulle weet wie ek is, dan freak hy eers uit en as mense vrou. hom stop en spar en sê, "Is jy nie Lisa se liefie? Iemand het geweet wie ek is." Dit is nice. Wie wat ek kry dit baie, mense stop en dan vra hulle vir is jy daai ou wat saam met Dawie Rood was?
Ja, so ek ja, kan ja, ek kan 100% met hom identifiseer. Ek wil net laaste ding wat ek net by woord, jy het nou Sip en Skinner, jy en Charlene het nou daaroor gepraat. Yes. Maar jy het my nou nog nie genooi as 'n gas nie. Jy's nooit daar nie. Ja, so dit is nou 'n bietjie awkward. Teen die tyd wat ons dit opneem, is jy al lank gaan. Ja, genau, onthou ek is ook Ja. maar so besig, ek sin af Ja. van die kon nie. Ek weet so ek ja. moet met En jy het gesê jy drink nie meer wyn nie. So. dit is net tot na die Kamerads. Ek wil dit net kategories stel. Lisa is my baie lekker met dit te kuier. Ek los jou in die bekwame hande. Dawie het hy daar's een of ander triek wat hy wil doen. O, jessie. Okay, ek's bang. Ja, Dankie. sterkte. Dis aan my beurt om met Lisa met die rooi hare te praat. Soos ek nou ek verstaan hierdie goed nou nie, maar wat ek wel verstaan is laat sy kyk nou iets na 'n televisiereeks of 'n televisieprogram sodat jy nie daarna hoef te kyk nie. Is ek reg? Absoluut. Ja. So dit is nou so as ek nou weet daar gebeur het, dan kyk ek net nie jou, dan hoef ek nie te kyk en jy het vir my eintlik klaar gesê wat daar. Eintlik spaar ek vir julle tyd en ek gee vir julle vermaak, so ek help baie. Help dit, wil ek nou by jou weet. Help dit om 'n vernydige persoonlikheid te hê om hierdie tipe van werk te doen? Ek dink so, definitief. Ek meen niemand wil nou 'n vervelige mens kyk nie. So jy het so 'n bietjie van 'n nare streep in jou persoonlikheid. Dit kom uit met die rooi hare, ja. Ja, is dit. So Ja. dit kom outomaties. Dit kom eintlik heel natuurlik Dis vir jou. natuurlijk, is in my om krities te ingebore. wees teenoor ander mense. Wel, laat dit eintlik nie vir julle om oor krities te wees as jy van ontbytsake praat nie. Maar ek sou graag wil hê as jy nie omgee nie, om miskien so 'n bietjie te recap, dis die woord wat jy ons nou gebruik, of te hersien. Okay. Te hersien oor ontbytsake. En ek sê as jy omgee om dit te doen. Nee, Maar kom ons vat nee. hulle so een van jou. Kom ons begin met Leon, as jy byvoorbeeld na hom sal kyk. Wie's dit nou weer? Dis ek het nie, hy het nou net so 'n baie droë onderhoud gehad onthou. Dis die een wat lyk Nee, kyk, ek dink Leon het definitief sy ham en snaaks broodjie geëet vanoggend. Hy's op dit met die grappies. En ek waardeer dit. Maar ek dink ook hy's reg as jy wil uittreë. Moet jy net sê hy's reg om oor te vat. Hy het nog 20 jaar se ondervinding nodig. Hy gaan die naaste by kan oorvat op hierdie stadium nie. Okay, sorry Leon. En ja, en ek weet ook nie weet hy trek vreemd en snaaks aan soms. Dit is ook okay. Dit is ook okay. Ja, You know? en hy dink hy's baie belangrik hier, so maar soos ek gesê het, dan natuurlik is dit baie belangrik om te kyk na die hoofmeisie. Ooh, Charlene. dit is hoe ek haar Almal kan ek opgesom vir sê lewe in absolute angs hier so in die ateljee vir Charlene. Nee man, sy gee vir my soos jou gunsteling juffrou vibes. You know, kan lekker saamkuier, maar sy weet ook hoe om jou en Leon bietjie aan toom te hou. You know? Ek voel sy kan julle beheer. Ja, wel wat mense natuurlik nou nie weet nie, is dat elke keer so voor 'n program dan moet ek altyd troos, sy's in trane, ek meen sy kan die druk nie hanteer nie. Jy het dit gesien hier so agter. Nee, leens. Ons gaan nou nie lieg hierso nie. En natuurlik is dit baie belangrik om nou na Corrie te verwys. Corrie maak nou die kos hierso. Ek moet vir jou sê Corrie is so stilwegs baie jaloers op my. Want ek kan baie beter 'n skaapbout maak as sy. En jy het seker agtergekom op die sosiale media as jy so iets wat van 'n Ja, van 'n kyk, wedywering tussen my en Corrie aan die gang. wel, ek sal definitief Corlie se kant kies, want sy is die een met al die lekker wyn agter haar as jy al gesien het. En sonder haar gaan sy lekker eet nie. So nee, ek dink sy's mooi op plek en het ek gesien sy maak actually regtig die kos. Sy maak inderdaad die kos. Ek het nie eens geweet nie. Ja, maar behalwe vir 'n skaapbout moet ek vir jou sê vir die alle goeters is sy regtig is Okay, baie oulik. Sy kan al okay. die goeters baie. Ja. En dan natuurlik ook baie belangrik is dit ons moet nou net ten einde nou maar voltallig te wees of dan volledig te wees en te sorg dat almal na omgesien word. Is dit is ek wat jy natuurlik nou niks meer kan fout vind nie. Is hierdie nou die deel waar ek jou komplimenteer? Ja, dis nou Is dit daai nou deel. daai. Kyk, ek dink mens kan nie ontbytsake spel sonder Dawie nie. Dis Ja, ek sê nie ek was goed op skool nie. jy klink so 'n bietjie soos Leon. Hy's baie vinnig met wiskunde. Hy's nie baie akkuraat nie. Ja. Nee, ek dink sonder jou was ons mos nou gewees het, jy weet. Ja, Moet net wel- so 'n bietjie jou ego streel. Ek moet ook vir jou sê, nou, dit mense is nou nie heeltemal bewus daarvan nie. Dit is nou ons 4 akteurs wat nou hier in die ateljee is. En dit is so 'n bietjie van 'n CP in die ateljee. Dis regtig my kollegas in die ateljee is wonderlike mense. Maar een van hulle wat jy nou al gesien het hierso, wat en ek weet nie waar staan hy nie. Hy kry gewoonlik ernstig weg. En dit is ons vloerbestuurder Marius. Nou daar's altyd 'n storie aan die gang tussen ons en die vloerbestuurder Marius.
Daar staan Marius. En ek moet vir julle sê van al die mense in die ateljee is Marius die ou wat die heel meeste druk vat en Marius is die ou wat die meeste moet skoonmaak agter ons en sorg dat ons elke keer voor die ateljee is en op die regte plek. Baie dankie Marius, jy is nie so sleg as wat ons altyd sê nie hoor. Maar jy is ook sy moeilikste kind. Maar nou die laaste ja Marius is eintlik baie spesiaal. Die heel laaste een, jy sit nou hier maar stel jy jouself nie baie bloot nou nie. We gaan nou nie iemand nou jou recap oor wat jy nou hier te sê gehad het by ontbytsake nie. Ek hoop iemand doen. Dit sal nice wees om te sien as iemand anders bietjie iets te sê het. Maar anders moet ek maar myself gaan recap. Ja, ek gaan daar sit en kyk nou weer, kyk hoe goed sy verkeerd gepraat. Kyk hoe mense haar taal. Maar wees net maar 'n bietjie eerlik oor ontbytsake. Dis nou jou eerste. Jy is so 'n bietjie van 'n kritikus oor goedes. Oor ontbytsake. Ons probeer altyd bietjie wenke kry om dit beter te maak. Daar's nie veel wat ons kan beter doen nie. Dit gee ons nou almal toe. Maar is daar dan 1 of 2 goedjies wat jy sal verbeter? Ek sou vroeër al vir my wyn aangebied het, maar dit is eintlik al. Jy het ook 'n wynprobleem. Ja, Dis die enigste ja, een, die probleem is diep, jong, maar nee, dit lyk vir my soos 'n well-oiled machine. Mens kom hier in en dis baie indrukwekkend en ek was maar bietjie op my senuwees, maar Was jy jy op het die my senuwees? ja, natuurlik, maar jy het my baie vinnig op my gemak gestel. Ja. Ja, ontbytsake is inderdaad 'n baie spesiale program. En ek moet sê wat jy gedoen het, dit is baie spesiaal. Dis nie 'n niche nie so terloops, Charlene, dis 'n nis. O, ek het nie gesê. Ja, dis Afrikaans Ja, maar is dis 'n goed. nis. Okay. So jy het 'n baie spesiale nis gevind en dit is 'n dis iets baie spesiaal wat jy doen. Baie dankie toe by ons draai kom. Ag, dankie dat julle my genooi het. Dit is lekker om hier te kom kuier uiteindelik. Ek wil net weet hoe maak jy geld? Toffie. Mens het ook nie net reguit nie. O, okay. Maar deur YouTube en soos ja, brands nie wat dat- mense kontak en advertensies. Ja. Nou, dis 'n tipiese voorbeeld van 'n moderne ekonomie waar nou een of ander dienstebedryf met mense op 'n of ander manier 'n lewe maak. Dankie dat jy by ons draai kom maak. Dit is lekker om saam hier te kyk. Ek los hier erin. Lisa, ek moet nou met jou dit vir jou vra. Yes. Wie is jou gunsteling karakter onder my? Corley, obviously. Oh. Ja. Dis almal se Maar dit is om sy jou omgekoop het. Dit is nou net eenvoudig. Maar voor se nog nie uitloop eers gesels nie. Dankie by ons draai kom maak. Is jy seker sy is jou gunsteling karakter? Ek het almal by hulle. Wie in 'n raai Ons sien jou weg met die heerlike wyne van Jakkals Vlei. Dit is vir ons heerlik om hier te hê. Nee, jy het hom Plus, gegee. nee, O. is jy seker? Vang jy vat dit huis toe. Nee, maar ek sal dit vir jou en dan 'n ontbytsake biertjie. Jy moet nou elke oggend jou koffie uit drink. Okay, ek sal. En Dankie. 'n getekende. Dis maar, Wat dis is ons binne? 25 jaar. Nee, kyk maar, jy gaan maar moet kyk. Dis 'n paar skokfeite wat ons onthul.